Goedenavond, broers en susters. Hartelijk welkom in die huis van die Here. Ons gaan eers sing. Dit 1:7:5, daar is net een vers, dan was het saam. Wat U maak met die wat hulle nie aan U steel. Ons wil vra dat U met elkeen hier sal wees. U ken elkeen se omstandighede. Ons vra dat U vir elkeen sal sorg, soos net U kan. Ons Vader, in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons het ons nou gebid het, wil ek ook vraag as ons nou hier lees, dat ons sal dink oor wie God is. Dat ons dan sal dink oor ons verhouding met hom, maar ook sal dink oor die posisie van die korruptes, die skelms, die geweldenaars. Ek dink daar is daar ook 'n groot stuk troos opgestel. Aan 1 vers 1 tot 15. 'n uitspraak teen Nineve. Die boek waarin die Openbaring wat na die Elkosie ontvang het, opgeteken is. Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk, 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende toorn. Die Here wreek hom op sy teenstanders. Sy toorn ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in 'n rukwind en storm, wolke is die stof onder sy voete. Hy spreek die see aan en laat dit droog word.
Hy laat al die riviere opdroog, Basan en Karmel verdor. Groenigheid op die Libanon verwel, berge bewe voor hom. Die heuwels wankel, die aarde, die wêreld en almal wat daarin woon, duins terug wanneer hy verskyn. Wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy gloeiende toorn weerstaan? Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand. Rotse word hierom uit mekaar gebreek. Die Here is goed. Hy is 'n toevlug in 'n tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Maar met 'n vloed wat alles meesleer, gee hy die plek weg waar Ninive lê. Jag hy sy vyande in die duisternis in. Wat julle ook al teen die Here bedink, hy maak dit op nie. Daar sal nie meer verdrukking wees nie. Alles julle mekaar geveg soos dorings, en alles julle deurweek van drank, julle sal soos kipdroë stoppels gebrand word. Daar het een uit jou gekom, Ninive, wat kwaad bedink het teen die Here, planne wat nie sal slaag. So sê die Here, alles hulle hoe sterk, hoe baie. Hulle sal afgemaai word en tot niet gaan. Ek sal jou verneder, my volk, maar ek sal jou nie weer verneder. Ek het jou verneder, my volk. Ek breek nou die juk wat op jou is. Ek vernietig die bande wat jou bind. Maar oor jou Ninive beveel die Here, jou naam sal nie meer genoem word. Ek vernietig die beelde in jou tempels, ek grawe jou graf, want dit is klaar met jou. Kyk daar. Oor die berge kom 'n boodskapper aangehardloop wat goeie nuus aankondig. Vier jou feeste, Juda. Taal jou geloftes. Die verdrukker sal nie weer deur jou land trek nie. Hy is verslaan. Vernietig. Tot so. Wat ons aan die profeet Nathan weet, is eintlik maar sy naam. Maar wat hy oor God vertel, is in een smal, spesifieke hoek. En toch gee een mens baie om oor te dink. Naam rig sy woorde aan die mense van Ninive. Maar ons moet ook afstaan daar. Ninive was die hoofstad van die Assiriese ryk. Hulle was die mense wat die mag gehad het in daardie tyd. In 722 voor Christus het die Assiriërs die 10 noordelike stamme van Israel weggevoer. Op wrede wyse het hulle ryk uitgebrei in die hele Midde-Ooste. Met Juda verskeie keer ingeval, stede verwoes, plase afgebrand. Jerusalem is meer as een keer beleer. Die konings het weggevoer en die skatte is geplunder. En dit het vir Juda baie kwesbaar geraak. Nou kom Naam en hy profeteer teen die mense van Ninive. Hy spreek hom uit teenoor die vyand van God se mens. En dit is harde woorde wat hy uitdruk. Hy gee nie 'n beeld van 'n liefdevolle, sagte God waarvan ons so graag hoor. Hy teken nie van God as goedhartig en irrelevant. God word nie hier geteken as die God wat in die hemel sit en hom bekommer oor sterflike mense op die aarde. Naam wys God is 'n God van hartse. Hy teken van God wat hom wreek. Naam vertel dat God 'n God van geregtigheid is. Naam se God is die God wat hom wreek as ons op die draad sit met ons besluite oor wat reg en verkeerd is.
naamse beeld van God passief vir die mens van vandag. Het gaan in die deel daaroor dat die mooi beeld wat ons daar van Christus het, wat goed en gaaf is, dat dit verwoes word. En dat is het net af. Jesus is nie die gave God wat ons verlos het van ons sonde en die gevolge daarvan in die dag verlos het. As Jesus die gave niks toe nie God was, wat sou ons doen? Naamse woorde kom vanaand as 'n bedreiging. 'n Bedreiging vir ons wat 'n gemaklike godsdienst vir onsself ingerig het. Die woorde van oordeel wat hy teenoor Nineve het was sy, is nie net teenoor hulle gerig. Dis woorde wat wys hoe groot God is. En wat ons van ons eie belang stroop. Dit vertel vir ons wat God doen met mense wat sy vyand is. Wat het naam kom sê. In hoofstuk 2 en 3 beskryf naam in brutale detail die belering van die stad Nineve. Maar hoofstuk 1 gee die rede vir die verwoesting. Dit wys wie God is en waarom hy geregtigheid is. Begin so in vers 2. Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk. 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende toorn, die Here wreek hom op sy teenstanders, sy toorn ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Daar sal geen skuldige ongestraf. Hy laat geen skuldige ongestraf. Hy kom in rukwind en stormwolke is die stof onder sy voete. Wat word in die gedeelte beskryf, is die God wat jaloers is en dan wreek op sy vyand. Hy is nie jaloers soos ons wat mydig en afgunstig jaloers is. Hy is jaloers daarop dat sy eer en wat reg is gehandhaaf sal word. God is jaloers om te behou wat reg en goed is. En hier staan God se toorn ontvlam teen die sonde en die verkeerde. Dis 'n realiteit in die boek, maar reg in die Bybel. God haat onreg. En hy kan sonde nie verdra nie. Hoekom? Want onreg en sonde tas sy heiligheid en sy regverdigheid aan. God en sonde gaan nie saam. In die kerk, in ons lewe maak ons baie keer of sonde nie saak maak. Ons hou nie van preke wat gaan oor sonde. Die wat vroeger praat ook nie graag daaroor. As iemand oor God se toorn oor die sonde praat, dan word daar sê hy is liefdeloos. Alles is mos maar eers daar reg. As in die Bybel is hier. Ons leef in 'n tyd waar die mense homself verkoop het aan hebsug, trots, jaloes en mag. In die kerk praat ons nie van God se goedheid. En vergeet ons wat het hom gekos het om ons van ons skuld los te kom. Sonde bly sonde. Dis waarvoor Jesus sy lewe aan 'n kruis gegee het om ons daarvan te verlos. Maar nou dink die mense, ag ek is verlos, ek kan maar maak soos ek wil. Ons hoor van God se oordeel en dan kom ons daarteen in opstand want ons hou nie daarvan.
Ons wil nie graag die deel van die Bybel glo. Maar die Bybel sê, die Here wreek hom in sy gloeiende toorn. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf. Ons verstaan Jesus in die straf verdien. Ons verstaan verkeerd as ons dink ons kan nou maar willens en wetens sondig. Of ook as ons dink, ag, God is so ver weg, hy weet nie eers van die sonde nie. Omdat na hom sy woorde aan Nineve gerig het, beteken nie, dis net Nineve wat sy vyand was. Hoor wat sy naam in vers 4 en 5. Hy spreek die see aan en laat dit droog word en laat al die riviere opdroog, Basan en Karmel verdorp, die groenigheid op die Libanon verwel. Berge bewe oor hom, voor hom, heuwels aankom. Die aarde, die wêreld en alles wat daarin woon, wens terug, wanneer hy verskyn. Ons leef in 'n tyd waar ons eie reëls wil maak oor wat reg of verkeerd is. En ons steur ons baie keer nie af. En dan lyk die aarde soos dit vandag is. As oorlog, as geweld, as moord, as diefstal, korrupsie, regering wat homself net die hele tyd verryk. Wanneer ons in ons menswees so selfversekerd raak, dat ons God een kant toeskuif, dat vra naam in vers 6. Wie kan bly staan voor God se goede? Wie kan sy gloeiende toorn weerstaan? Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand. Rotse word voor hom het mekaar gebreek. Ek het vanmôre vir die mense daar by Roosnaak gesê, vir my het dit baie komies, tragies, snaaks. Dat ek weet nie wie was dit by die ANC wat gesê het, hulle sal regeer tot met die wederkoms. Dit is te gaan lees. Dat hulle tot bekering kan kom. En die volgende ding wat ek dink ons moet doen, die kerk moet nie politiek praat. Maar ons moet as gelowiges gaan getuig teenoor almal wat in regeringsposisies is. Dat hulle kan bekeer en terugkeer na die Here. Die mense in Nineve het ook baie veilig gevoel. Hulle het in 'n stad met hoë en dik mure gewoon. Hulle het geveg teen die grootste leerders van die wêreld en dat ook win. Hulle het baie selfvertroue gehad. Hulle het ander mense onderdruk, was bekend vir hulle wrede. En nou het hulle te doen met 'n ander opponent. Hulle het van aangesig tot aangesig gekom met God wat al die mag. Die hom wat sy krag en sy regverdigheid vertoon. Dis wat ons mense maar vandag behoort. Dit sal van aangesig tot aangesig met God kom. Hulle het met sy goddelike toorn te doen gekry, maar daar was nie voorbereid daarop. En toe kan hulle leers niks teen God doen nie. Hulle mure kon hulle nie beskerm nie. Hulle kon hom nie omkoop met hulle rykdom nie. Hulle is gekonfronteer met God. En met dit wat hulle gedoen het. En hulle moes hulle eie sonde en boosheid in die oë kyk. En toe is daar nie 'n plek om weg te kry. En niemand anders om te beskuldig. Naam het dit so aan hulle oorgedra. Vers 8. Met 'n vloed wat alles versleep, meesteer vee jy die plek weg waar hulle vee. Vers 9, julle planne het jy tot niets gemaak. Vers 10. Julle sal soos kurkdroë stoppels verbrand word. Vers 12, so sê die Here. Alles julle hoe sterk, hoe baie, hulle sal afgemaai word en tot niets gaan. Vers 14, Nineve, jou naam sal nie meer genoem word. Het is interessant hoeveel groot beskawings daar in die wêreld is. Magtige mense, groot leers wat groot dele van die aarde
beheer het. Waar is hulle? In die geskiedenis teruggeval. Vandag praat ons nie meer oor hulle nie. Wat van julle? Wat van ons wat sê, ons is nog kinders van die Here, wat nog in God glo, wat baie daar moedeloos is? Vers 3 lees ons, die Here is lankmoedig. Hy gee die geleentheid om nog tot bekering te kom, dis ook hoekom ons teenoor die regering moet getuig. Waar die mens afgedwaal het en verkeerd gedoen het, gee altyd die geleentheid om terug te draai. God haat sonde. En hy wil hê dat mense hulle van hulle sonde moet bekeer. Hy wil ons nie in sy toorn oor die sonde verwoes nie. So kom hy sy seun aan die kruis gegee en vir ons skuld betaal. Aan die kruis. Jesus in ons plek die toorn van God oor ons sonde verdien. God is stadig in sy oordeel. Want hy gee nog 'n kans. Sy toorn word afgekoel deur ware berou. As jy sê, Here is goed. Hy is 'n toevlug in 'n tyd van nood. Hy sorg vir die wat by ons is. Maar loop vir die mense van Israel. Hulle wat verdruk is deur Assirië. Kom skuil by God. Nie meer op ons skuil net om materiële uitkomste soek nie. Kom skuil by hom en vra dat hy jou staande sal hou teen die sondige self. Kom skuil by God, omdat jy weet jou sondige aard verwyder jouself van God. Vers 15 sê, kyk daar by die berge kom 'n boodskapper aangehaal wat goeie nuus aankondig. Vier jou feeste, Juda. Betaal jou geloftes, die verdrukking sal nie meer deur jou land trek nie. Hy is verslaan, hy is vernietig. Vir ons is die nuus, die sonde is vergewe. Nie in die wêreld vasbyt en moedeloos word nie. Dit kan vir jou vrede opgee en vreugde in hierdie tyd. As jy dan waar ons bedink, as ons praat oor die toorn van God, jy sê vir hy haat sonde. En ons moet besef wie God is en sy almag en grootheid, moet ons hom met ontzag dien. Hebreërs 12 vers 28 en 29 sê, dat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Dat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil. Want ons God is 'n verterende vuur. Ons is nie bang vir die mense van hierdie land nie, vir die regering wat in bewind is. God sal geregtigheid wys. Amen, daar is geleentheid vir gebed.
Kom ons sluit af met die sing van die 190 vers 1 en 3. 190 vers 1 en 3. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die troos en die bystand van die Heilige Gees met elkeen van ons wees.